En ek wil net saam met Jaco vir jou baie welkom sê as jy vandag hier by ons dalk vir die eerste keer is. Maar vir almal van ons is hierdie eintlik 'n baie goeie Sondag om te weet, want ons gaan aan die einde van vandag se diens gaan ons die nagmaal saam geniet en wat ek dink dit nog meer spesiaal maak, is dat ons kyk na die teksgedeelte waar Jesus die nagmaal instel. En so watter goeie geleentheid is dit nie vir ons om juis vandag dan nagmaal te geniet soos wat ons Jesus hoor toe hy die eerste keer hierdie spesiale maaltyd ingestel het nie. Vriende, ek weet daar was vir ons gebid. Kom ons vra nou weer dat die Here met ons sal ontmoet. Kom ons vra dat hy nou ons harte en ons gedagtes sal gevange neem vir hom. Kom ons vra hom dat hy deur sy gees sal werk om nuwe lewe in ons teweeg te bring en toenemend so. Kom ons bid saam. Vader, ons wil nie ons samekomste as vanselfsprekend aanvaar nie. Ons wil nie tye wanneer ons kan saam sing en onder u woord sit en die nagmaal geniet, Here. Ons wil nie in godsdiens verval waar ons dit maar net doen want dit is wat van ons verwag word nie. Here, ons wil 'n lewende ontmoeting met u hê sodat ons in 'n toenemende verhouding met u sal kan wandel. Here, vir ons vreugde en tot die verlossing van die wêreld om ons. En uiteindelik vir u verheerliking. En so Vader, ons bid ook nou, sal u kom vir elkeen van ons, en Here, sal u met ons kom praat. Here, kom maak ons reg soos wat ons gereed maak, om aan tafel met u te kom sit, in 'n wyle van nou af. Kom o Here en kom werk, in Jesus se naam bid ons dit. Amen. Vriende, ek weet nie wie van julle het so 'n bietjie die internasionale nuus politiek gevolg oor die laaste 2 weke nie. Ek is redelik seker as jy nie gedoen het nie, bly jy op 'n ander planeet. Maar spesifiek met betrekking tot dit wat in Amerika gebeur het met president Trump en president Zelensky. En so 2 weke gelede, of ek dink is omtrent so 'n week of wat gelede, het hulle bymekaar gekom daar, nee, ek weet nie of julle dit gesien het nie, hier agterboord op die skerm ook 'n prentjie van daai nou 'n regtige geskiedkundige gebeurtenis. Wat gebeur het is hulle is in die White House, hulle is in die Oval Office, hulle ontmoet vir die baie belangrike strategiese negotiations oor Oekraïne en Rusland. En soos wat president Trump elke keer doen wanneer hy daar sit en nou is al die, jy weet almal, al die joernaliste en die kameras van al die groot TV-stasies is daar. En hy begin deur te sê, hoorie, baie welkom aan president Zelensky wat hier is. En ons is eintlik baie goeie vriende, ons ken mekaar al vir baie lank. En president Trump sê hoe hy uitsien vir die dag en vir al die onderhandelinge wat hulle gaan hê. En dan eindig hy, soos wat hy ook elke keer doen met hierdie samesprekings met een of ander president, en hy sê, en dan aan die einde van vandag gaan ons bymekaar kom vir 'n groot maaltyd. Ons gaan 'n groot lunch saam eet, en dit gaan baie spesiaal wees, dit gaan baie lekker wees. En toe begin daai gesprekke, en alles word live opgeneem. Ek weet nie of jy het gesien het nie, as jy het nie gesien het nie, jy moet dit gaan kyk. Want dit is regtig histories geweest. Dit het nog nooit gebeur wat in daai gesprek gebeur het nie. Hulle het begin so klein bietjie met small talk en alles was mooi en goed. En toe op 'n stadium toe het 'n visiepresident waan so 'n klein bietjie, dink ek ten minste, van 'n irriterende stelling gemaak. Zelensky het homself so 'n bietjie daarvoor gewip en voor jy weer gesien het, was daar hierdie massiewe skreeugeveg voor die hele wêreld, live op TV, tussen president Zelensky en president Trump. Soveel so dat hulle net daar die bus gestop en gesê, hier gaan geen onderhandelinge vandag gebeur nie. En hulle toe besluit self, hoorie, hier gaan nie eers meer 'n ete saam wees vandag nie. En ek wat nogal stout is vir lekker eet, het gedink, dit is die grootste verlies van die dag. Ek bedoel, hierdie is soos professionele, hier is soos die fancyste van chefs. Ten duurste het hulle hierdie maaltyd klaar gemaak op die stadium. Alles is reg gemaak, die tafels is gedek, alles is reg. Maar omdat hierdie 2 beklei het hulle besluit, luister, daar's nie 'n wêreld waarin ons saam gaan sit en nou saam gaan eet nie. En vriende, ek begin hiermee, want ek dink dit wat daar afgespeel het, dien so klein bietjie as 'n illustrasie van 'n waarheid wat eintlik baie fundamenteel is tot ons lewens, maar ek dink ons mis dit op die beste van tye. En dit is, vriende, die kragtige korrelasie wat daar is tussen 'n maaltyd en tussen verhoudings.
Stop net gou vir 'n oomblik saam met my en dink net weer eens oor hoe kragtig en belangrik maaltye is juis gegeewe verhoudings. Wat sê maaltye? 'n Maaltyd skreeu uit: ons is in verhouding, of ten minste ek wil in verhouding met jou wees. 'n Gasheer kom en hy nooi iemand in sy private, in sy personal space in. Hy nooi hom in sy huis en hy nooi nie net in sy huis nie, hy nooi daardie persoon by na sy tafel toe. En het jy al ooit gedink oor wat is die krag van 'n tafel, vriende? Dis hoekom jy nie met jou kinders by die TV ooit wil eet nie. Die rede is, want die krag van 'n tafel is 'n tafel vat individue en trek hulle fisies na mekaar toe. 'n Tafel is 'n stuk vaste stof wat soos 'n brug ons verbind met mekaar. 'n Tafel maak ons een. En daar by die tafel waar ons nou vreemdelinge saamkom onder dieselfde dak, verenig met mekaar, is daar 'n gasheer wat hard gewerk het, baie betaal het, inspanning gegee het om kos te voorsien aan jou en aan my. En alles wat daai maaltyd sê is, dit sê, dit is vir my goed dat jy vandag hier by my is, dat jy hier om die tafel saam met my sit. Ek gee om oor jou en ek wil hê dat jy moet saam met my vreugde en verhouding geniet. En om die gas te wees by iemand wat jou uitnooi, is iemand wat sê, amen. Ek wil by jou wees. Ek wil saam met jou in jou vreugde deel. Ek ontvang jou geskenk aan my. En vriende, dit is hoekom maaltye, stop gou en dink vir 'n oomblik daar. Maaltye is 'n vergestalting van ons verhoudings. Dit is hoekom, as jy moet dink aan die beste tye in jou lewe, was dit ergens 'n maaltyd saam met 'n geliefde. Met jou man of jou vrou of jou kinders of jou beste pelle of jou familie, daar waar julle in 'n goeie space is met mekaar. Dit is die beste van tye, is daar om die tafel. En hoor vriende, die slegste van tye is om die tafel wanneer daar verhoudingsbreuk is. Die slegste ding in die wêreld is om by hierdie seremonie te wees wat 'n vergestalting van verhouding is, waar daar's verhoudingsbreuk tussen partye. Die verhoudings tussen mekaar word geminag, afgeskeep. Partye word te nagekom, maar nou is ons hierso, verenig aan mekaar hier om die tafel. En vriende, ek begin hiermee vandag, want dit lê by die hart van ons gedeelte en die betekenis van vandag se gedeelte. Reg in die middel van ons teksgedeelte, en tel jou Bybel op of jou teksblaadjie op, vriende, maar reg in die middel van ons teksgedeelte hier, vind ons hier 'n maaltyd. Nie sommer net enige maaltyd nie, die bekendste en die belangrikste maaltyd in wêreldgeskiedenis, waar Jesus die gasheer is en sy disippels is die gaste. En die hele teksgedeelte wat vir ons gelees was, vriende, en wat ons nou nog gaan kyk, is 'n toneel wat juis geskets word om vir jou en vir my baie duidelik te laat verstaan dat hierdie disippels wat genooi word na Jesus toe om sy tafel waar hy die gasheer gaan wees, hierdie gaste verdien dit nie om daar te wees nie. Hulle is nie waardig om aan tafel met hom te sit nie. Hulle is nie waardig om deur Jesus geseën te word nie. En hier is die meer verstommende ding wat ons gesien in die gedeelte. Jesus weet dit. Dis nie net ons en Matteus wat dit weet nie. Soos wat Jesus hulle nooi en hulle bring na die tafel toe, weet Jesus dit. Kyk vinnig saam met my, ons gaan net helikopter view kyk na die teks, dan gaan ons inspring. Vers 14 tot 16 word ons vertel van Judas se afvalligheid. Judas besluit om vir Jesus oor te lewer. Ons het laasweek ook vinnig hierna gekyk deur hom regtig te verkoop aan die godsdienstige leiers. Judas besluit om Jesus te verraai deur 30 silwerstukke. Maar dan is dit baie duidelik in die storie vir ons dat Jesus weet presies van dit wat Judas doen. Vers 20 tot 25. Hy maak dit duidelik aan Judas en nou almal, hoorie, ek weet Judas wat jy gaan doen, en nog steeds het hy hom genooi na sy tafel toe. Vers 30 tot 35 sien ons, dit is ook nie net Judas nie, die res van die disippels is maar net soos hy. Die res van die disippels is ook afvallig, veral die grootmond Petrus,
Want in Jesus se uur van nood gaan hulle hom verwerp. Die teks sê daar 2 keer dat hulle gaan struikel, eintlik sê dit letterlik hulle gaan wegval. 2 keer sê dit hulle gaan hom verloon. En die hele punt van vers 30 tot 35 is, Jesus weet dit. Jesus het dit geweet toe hy hulle genooi het na sy tafel toe, in die eerste plek. En dan in die middel van ons gedeelte, vers 26 tot 29, vind ons dan hierdie kort storie, hierdie belangrike prentjie van Jesus die gasheer, wat hierdie klomp skerminkels seën. Die vraag wat ek aan jouself moet afvra is, hoekom doen Jesus dit? Sal ons dit doen? Eerlik nou? Sal jy mense na jou tafel toe nooi wat jy weet jou gaan vermoor? Jou beste van vriende gewees wat jy weet hulle rug op jou gaan draai wanneer hulle liewerste hulle self wil red as vir jou? Hoekom doen Jesus dit? Hoekom nooi Jesus die disippels na die tafel toe? En die antwoord, vriende, het alles te doen met 1, wie Jesus is, maar tweedens wat hierdie maaltyd verteenwoordig. En dit is wat ek wil hê ons in ons tyd moet saam sien. Ons gaan kyk na die teksgedeelte, vriende, aan die hand van 2 opskrifte. Die eerste ding wat ek wil hê, en dit gaan dalk 'n bietjie as 'n verrassing aanvanklik kom, en dan gaan jy sien hoekom dit nie 'n verrassing behoort te wees nie. Maar die eerste ding wat ek wil hê ons moet sien uit hierdie teksgedeelte is Jesus die goeie herder. Jesus die goeie herder. Kyk gou saam met my na die begin en einde van ons teksgedeelte weer, die boekends hierso, vriende, vers 14 tot 16, vers 30 tot 35. Soos genoem, Jesus weet die disippels gaan afvallig wees. Jesus sê vir hulle gaan afvallig wees, maar die fout wat ek dink ons baie keer maak, ons dink dit is Jesus wat in die toekoms in kyk en Jesus wat kan voorspel dat hulle gaan afvallig wees. Dis nie eintlik wat hier gebeur nie. Jesus weet hulle gaan afvallig wees, maar dis nie omdat hy vorentoe kyk nie, dis omdat Jesus terugkyk. Jesus kyk terug en Jesus glo dat die Ou Testament profetiese beloftes gaan vervul word. En veral die boek van Sagaria. Vers 14 daar, vriende, wanneer dit die teks vir ons sê, ons dink dit is soos random inligting, wanneer die teks vir ons sê dat die godsdienstige leiers het aan Judas 30 silwerstukke betaal, dan is dit 'n direkte ego uit Sagaria hoofstuk 11 vers 12 tot 13. Gaan na die laaste gedeelte van ons teksgedeelte toe, wanneer Jesus daar in vers 31 sê, ek sal die herder neervel en die skape van die kudde sal uitmekaar gejaag word, dan is dit 'n direkte aanhaling uit Sagaria hoofstuk 13 vers 7. Begin en einde is Matteus besig om Sagaria aan te haal. Die rede hoekom hy dit doen, is want hy sê vir ons, mense, julle gaan nie Jesus se kruisdood kan verstaan as julle nie die agtergrond van die boek van Sagaria verstaan nie. Sagaria se profesie help ons verstaan wat hier aangaan soos wat Jesus nou op die pad van die kruis is. So wat ek wil hê, vriende, ons moet doen in die res van ons tyd onder punt 1, en ons gaan nou so klein bietjie hang, so moenie te veel worry as dit lank raak, nie. Ek wil hê ons moet baie vertroud wees met 'n boek in die Bybel wat ons nie genoeg na kyk nie, en dit is die boek Sagaria. Want anderste gaan Jesus se kruispad nie vir ons hier sin maak nie. Dis wat Matteus wil hê ons moet sien. OK, so, bietjie Sagaria. Die boek Sagaria is geskryf in 520 voor Christus. Op hierdie stadium is die Israeliete na ballingskap, hulle was in ballingskap, hulle is terug in die beloofde land, hulle is terug in Israel, in Jerusalem, hulle is besig om die tempel te herbou. En in daardie wêreld kom Sagaria se profeet. 14 hoofstukke boek. Die eerste 8 hoofstukke van Sagaria is net visioene. Dis visioene wat hy kry. En wat die visioene kommunikeer in die eerste helfte van die boek is Sagaria sê, hoor hierso, dit lyk vir julle asof God Israel verlaat het, maar hy het nie. Hy is nog steeds soewerein. Hy was die een wat oor al die wêreldgeskiedenis gestaan het. Hy is die een wat julle in ballingskap gestuur het, juis omdat hy julle gedissiplineer het vir julle afvalligheid. Maar hou moed, soos wat julle hier nou nog steeds aansukkel, die Messias kom. Die koning kom, die Messias is op pad. En dan die tweede helfte van die boek van Sagaria, vriende, is besig om te praat van die dag wanneer die Messias gaan kom om God se koninkryk in te bring. Dis die tweede helfte van die boek Sagaria. En ons gaan nou na 'n klomp verse in die tweede helfte kyk. Ek gaan dit net lees. En dit gaan, ek dink die ligte gaan begin aangaan en dan gaan Matteus 26
vir ons meer sin maak. So kyk saam met my op die skerm. Sagaria 9 vers 9, die profeet sê, juig dogter van Sion, jubel dogter van Jerusalem. Kyk, jou koning kom na jou toe, hy is regverdig en hy is die oorwinnaar, hy is nederig en hy ry op 'n donkie. Lei daai vir jou 'n klokkie? Moet jy 'n klokkie lei? Matteus 21 voor ons gedeelte, die skare, soos wat Jesus inkom in Jerusalem en hy ry op 'n donkie, haal hulle Sagaria 9 vers 9 aan. Maar die koning wat gaan kom as verlosser, sê Sagaria vir ons, en nou gaan hy met beeldspraak hardloop. Hy sê die koning wat gaan kom as 'n herder. Hy gaan kom as 'n herder. Sagaria 9 vers 16. Op daardie dag sal die Here, hulle God, hulle verlos as sy volk, as sy kudde. Hoekom? Hoekom gaan die koning kom as 'n herder? Wel, die rede is, want Israel se herders het nie hulle job gedoen nie. Die herders het gefaal. Sagaria 10 vers 2 tot 3. Die waarsêers se visioene is vals. Hulle verkondig vals drome en hulle troos is te vergeefs. Daarom trek die mense rond soos kleinvee. Hulle kry swaar omdat daar nie 'n herder is nie. Teen die herders, dis nou die godsdienstige leiers van Israel, teen die herders het my toren ontbrand. Die voorbokke gaan ek straf. Ja, die Here heerser oor al die magte, hy versorg sy kudde. En dan stel God sy Messias herder aan. Sagaria 11 vers 4. So sê die Here my God. Nou praat hy met hom, die komende koning. Pas die kleinvee op. Hierdie kleinvee, pas hulle op, hulle wat op pad is om geslag te word. Die 53 vertaling verwys na die kudde as die slagskape. Hulle is al klaar op pad na die slagpale toe. Die Engels sê dit nog meer kragtig. Die Engels beskryf die kudde van God as the flock doomed for slaughter. Hulle is op pad slagpale toe, doomed for slaughter. En God sê vir sy herder, die koning, hy sê pas my kudde op, en so hy neem sy taak op in Sagaria hoofstuk 11. Hy kry simbolies, hy 2 kieries, 2 herderstawwe. En die een noem hy genade, en dit verwys na God se verbond met sy mense, en die ander kierie van die herder noem hy eenheid, en dit verwys na die eenheid tussen God se mense, en hy sê, yes, hier is ek om my werk te doen, maar Sagaria 11, die slegte herders van Israel haat die goeie herder, en so hulle betaal aan hom sy lone, hulle betaal sy uittreepakket, hulle sê vir hom, hoorie, ons fire jou, en hier is jou uittreepakket, hoeveel dink julle betaal hulle om in Sagaria vir die herder? Hulle betaal om 30 silwerstukke, soos wat die godsdienstige leiers vir Judas gee, ten einde van Jesus ontslae te raak. In Sagaria 11 kom die herder, hy is woedend, hy breek daardie 2 herderstokke, hy breek die stok guns en sê Sagaria, wat dit beteken is die verbond tussen God en sy mense is nou gebreek, dit is tot niet verklaar, en hy breek die tweede staf, eenheid, om te sê dat die eenheid tussen Israel en Juda in die suide is nou eens en vir altyd vernietig. En vriende, God sou reg gewees het om net daar wêreldgeskiedenis op te vrommel en in die asblik te gegooi het. God sou by regte gewees het om dit te doen, maar hy doen dit nie. God gaan nie opgee op sy koninkryk en op sy mense nie. Die Here sal genade oor sy volk uitstort, maar dan is die verstommende ding aan die einde van Sagaria, vir God om sy genade uit te stort oor die volk, gaan ten koste van die goeie herder kom. Kyk na Sagaria 12 vers 10. Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal ek 'n gees van genade en 'n gesindheid van smeekgebede uitstort. En hulle sal kyk na my, die herder, wie hulle deurboor het. Sagaria 13 vers 1, op daardie dag, wanneer hulle die herder deurboor het, sal 'n fontein oopgemaak word, waar die huis van Dawid en die inwoners van Jerusalem hulle sondes en hulle onreinheid kan afwas. Die herder se wonde vriende gaan die kudde
genees. Inderdaad, God self het dit so bestem. Sagaria 13 vers 7. God is aan die woord, hy sê, swaard, sê God, word wakker teen my herder, en word wakker teen die man uit my gemeenskap, letterlik die een wat langs my staan. Dit is die uitspraak van die Here, heerser oor al die magte. En dan die woorde wat ons gedeelte eindig in Matteus 26 vers 31, vel of slaan die herder neer, sodat die klein vee uitmekaar gejaag kan word, maar dit is ook nie hoe die storie eindig nie. Dit eindig met die verbond wat herstel word, Sagaria 13 vers 9, hulle sal my naam aanroep, en ek sal hulle antwoord, en ek sal sê, hulle is my volk, en hulle sal sê, die Here is ons God, ons is sy verbonds kinders. Ok, baie inligting, gedog ons is hier vir Matteus, Sagaria. Wie van julle het al die rolprent, of nie 'n rolprent, ek dink dit was op Netflix 'n series, maar daar's ook boeke eintlik, ek dink so semi vir kinders, ek weet nie, 'n series of unfortunate events gekyk. Ok, maar so, jy het dit gekyk, het die naam sê dit alles. Dit is hierdie gesin van kinders, en hulle ouers sterf, en van daar af is die hele storielyn van begin tot die einde is 'n series of unfortunate events. Alles wat moontlik kan verkeerd gaan, nie volgens wat jy hoop die storielyn gaan wees nie, gebeur. En vriende, daar's 'n mate waar ek en jy so na Jesus se kruispad toe kan kom. Vir die ongeskoolde en die ongelowige oog kan ek en jy kyk na Jesus se kruispad en ek en jy kan dink dit is 'n series of very unfortunate events. Jesus word verdoem deur die leiers. Jesus word verwerp deur die volk. Jesus word verraai deur Judas, hy word verloon deur die ander disippels. Hy word verlaat deur sy Vader. En dit is moontlik om te kyk en te dink, hierdie is nie die koning nie, hierdie is nie die hoofkarakter van die storie nie, maar vriende, dit is juist die punt wat Matteus se burden is, soos wat Matteus 26 hy vir ons gee, en soos hy vir ons die agtergrond van Sagaria gee, is Matteus is besig om vir jou en my te herinner, dat alles, maar alles gebeur presies soos dit moet gebeur. Hierdie is God se perfekte, wyse raadsplan. Hierdie is die enigste manier wat hy sy sondige mense met hulle wonde kan genees. Die kudde doomed for slaughter kan net gered word wanneer die herder kom en hy word gedoem tot slaughter. Vriende, Jesus wat op pad is na die kruis toe, doen dit willens en wetens, want hy is die goeie herder wat sy lewe nou gaan neerlê om sy kudde te kom red. Maar hier's die ding, ek dink veral vir ons wat so klein bietjie gekerk is, ek dink ons het al baie gehoor, soos ons vanoggend gesing het ook die idee van, ja, Jesus is die goeie herder, Jesus sê dit, en ons het Psalm 23 gelees, en ons hoor dit, maar ek dink baie kere vir ons, is die feit dat Jesus die goeie herder is nie heeltemal vir ons goeie nuus nie. En ek dink die rede hoekom ons dit nie altyd voel soos goeie nuus nie, want in die hele metafoor van herder besef ons nie wie ons is in daai prentjie nie. Dis omdat ons nie werklik, as ons moet eerlik wees met onsself, besef dat ons is skape nie. Ons is so skape in die hele metafoor nie. En vriende, ek weet nie van jou nie, skape, ek bedoel skape is my favourite dier, gebraai. So skape is awesome op jou bord. Maar verder is skape nie eintlik so great nie. Skape is nie sterk nie. Hulle is nogals pateties, bang, broos, verseker hulpeloos teen die wilde diere. Skape is ook nie baie slim nie. Die ouens daar buite sê is die rede hoekom skape so baie kere verlore raak en hoekom hulle heeltemal afdwaal is want hulle diepte persepsie apparently is horribaal. Hulle vorentoe visie, hulle oë sit mos redelik hier aan die kant, wat beteken hulle is nie great om lekker voor hulle te sien glo nie. Die ander ding van skape is dat hulle is verskriklik. Hulle sosiale radar is verskriklik sterk. So hulle volg altyd die groep. Wat great sou gewees het met die probleem is die res van die ouens is ook nie slim wie jy volg nie.
En so vir daai rede is skape altyd besig om eers in 'n rigting in te gaan, want hulle kan nie lekker sien waar hulle behoort te gaan nie. Hulle raak altyd verdwaal, hulle is altyd op die verkeerde plek. Maar meer as dit, vriende, skape is hardkoppig. Skape is hardkoppig. Hulle is so sterk ingestel, sê die ouens daar buite, hulle is so sterk ingestel op korttermyn plesier. As jy sê vir die skaap, ons gaan soontoe, maar hy sien hier 'n graspol, hy sien daar water. Jy kan vergeet, korttermyn bevrediging, hoe ver oor die langtermyn goal. Dit is hoe 'n skaap is. En die Bybel, Ou en Nuwe Testament, gebruik daai prentjie van ons oor en oor en oor om te sê, dit is ons. Jesaja 53, we have all, like sheep, have gone astray. Everyone has gone on his own way. Vriende, ons gaan nooit besef, Jesus as die goeie herder gaan nooit vir ons goeie nuus wees, tot ons besef ons is so skape nie. As ons moet eerlik wees met onsself en mekaar, ons is swak, ons kan onsself nie red nie, ons is stupid, ons is simpel. En as ons eerlik met mekaar moet wees, is ons is diep, diep sondig. Dit is reg dat ons die groen weivelde begeer, dit is reg dat ons die waters van rus na toe smag. Dit is waarvoor ons gemaak is. Die probleem is egter, vir skape soos vir jou en vir my, in 'n wêreld vol van wolwe, in 'n wêreld vol van selfaangestelde slegte herders, waar ek en jy so maklik om die bos gelei word, en waar ons instinktiewelik ons rug op God draai, en instinktiewelik ons eie kop die heeltyd volg. In so 'n wêreld, vriende, is ons Sagaria se skape. We are sheep, we are the flock doomed for slaughter. Dit is Ou en Nuwe Testament, die diagnose van die mens. We are the flock doomed for slaughter. Vriendin, soos jy vanoggend hier so sit, besef jy dit? Glo jy dit? Oorgelaat aan jouself, sonder die goeie herder, en daar's net een goeie herder, is hierdie jou voorland. Jy is doomed for slaughter. Geliefdes, is daar moontlik party van ons wat vanoggend hierso sit, wie se lewenspaadjie stadig maar seker op pad is na die slagpale toe? Is daar enige van ons wat moontlik op pad slagpale toe is? Nou, indien dit jy is, indien dit enige van ons is daar vir ons goeie nuus, want daar is 'n goeie herder. Kyk weer saam met my op die skerm, vriende, weer na daai pragtige vers van Sagaria 12 vers 10. Vriende, God se genade kan oor ons uitgestort word, soos wat ons, sê Sagaria 12 vers 10, soos wat ons met smeekgebede uitroep na die Here toe. Soos wat ons kyk na die een wie ons deurboor het. In Johannes 19 vers 36 en 37, nadat Jesus op die kruis gesterf het, gaan Johannes en hy haal hierdie vers aan. Johannes haal Sagaria 12 vers 10 aan, en hy sê hierdie dinge verwys na Jesus se kruisdood het plaasgevind sodat die skrif vervul sou kon word. Hulle sal hom sien wie hulle deurboor het. So kan ek jou uitnooi, kan ek elkeen van ons uitnooi, vriende, ons het dit net nou gesing, het jy daai woorde van die liedjie How Deep the Father's Love, het jy dit gesing? Het jy dit gesing en jy dit bedoel? Ons het gesing, It was my sin that held him there. Vriende, dit is die begin van hoe genade uitgestort gaan word oor ons. Ons kyk na Jesus op die kruis, ons besef, hy was doomed for slaughter, want ek moes gedoemd vir slaughter gewees het. It was my sin who held him there. En so met smeekgebede kyk ek na Jesus en ek roep uit vir genade. Ek erken my skuld, ek roep uit vir genade, maar die vraag dan is, hoe fisies, tasbaar, letterlik ontvang ek die genade wat ek na toe uitroep? Hoe kom die genade vanaf Jesus dan na my toe? Die antwoord is, ek kom na sy tafel toe. Ek kom na sy tafel toe. Dis die tweede punt wat ek wil hê ons moet sien, en dit gaan korter wees. Dit gaan korter wees. Hier is die tweede ding wat ons sien in Matteus 26, vriende. Nie net dat Jesus is die goeie herder nie, maar ons sien vir Jesus dan as die geofferde lam.
Jesus die geofferde lam. Soos vroeër genoem, hierdie tafel is nie sommer enige maaltyd nie. Kyk in vers 17 tot 19 van ons teksgedeelte. Hierdie is die Pasga wat Jesus aanvanklik hier met sy disippels vier, wat ons van lees, 3 keer dink ek Pasga daar in vers 17 tot 19. Nou weer eens, net soos met Sagaria, ons gaan nie werklik, vriende, ooit die nagmaal wat ons keer op keer neem, verstaan as ons nie die Ou Testament agtergrond verstaan nie. So baie vinnig, die agtergrond vir die Pasga, die boek Eksodus, soos wat baie van ons van Sondagskool sal onthou, Israel, God se verbondsvolk, is slawe onder die slawedrywer Farao. God beloof, hy gaan hulle kom red en hy stuur die 10 plaae, maar Farao bly harrekwas. Na die eerste 9 plaae, hy sê, nee, ek gaan nie luister vir die God nie, en hy hou God se mense in bondage. So God kom en hy sê sy 10de en sy laaste uitklop hou. God sê, kyk nou, hierdie is hoe ek my mense gaan verlos uit Egipte. Ek gaan self in oordeel, gaan ek my oordeel uitstort oor Egipte en elke eersgeborene in Egipte sal sterf. Die probleem is, God se mense, Israel, is ook in Egipte. Hulle het ook eersgeborenes. En so God sê vir hulle, hierdie is die manier wat wanneer my oordeel kom oor Egipte, julle nie net my oordeel kan vryspring nie, maar hierdie is die manier wat julle gered kan word. Elke gesin kry 'n vlekkelose paaslam. En dan vat julle daai paaslam en julle offer hom. En julle eet die vleis en julle vat die bloed van die paaslam en julle smeer dit deur julle deurkoetsyne. En dan wanneer ek in oordeel kom oor Egipte en ek sien die bloed van die plaasvervangende lam, dan sal ek oor daardie huis gaan en daardie huis sal nie my oordeel ervaar nie. God sê in Engels, I will come there and I will pass over this house. En so die volk kom, hulle vat God op sy woord, hulle vertrou in die beskerming wat die lam hulle kan bied, en hulle word verlos. En God gee dan vir hulle die Pasga, hierdie maaltyd wat elke generasie van Jood tot vandag toe nog vier, elke liewe jaar, nie net vir die eerste generasie nie, maar sodat elke liewe generasie daarna God se verlossing kan onthou. En so hulle kry die brood, en die brood wat hulle kry om te eet by die Pasga, elke liewe jaar, verbind hulle aan die storie van die God wie hulle as 'n mense gered het. En dan in Jesus se tyd is wyn ook deel van die Pasga en hulle drink die wyn om te sê, want wyn was altyd deel van 'n feesviering, die wyn is daar om te sê, daar's 'n verbondsverhouding tussen ons, en hulle drink die wyn om te sê, net soos ons voorouers wat in 'n verbondsverhouding met God staan, wat deur God gered was, is ons mense wat in 'n verbondsverhouding met hom staan, so die God wat ons gered het in Egipte sal ons vandag ook red. En hy gaan ons môre red, en hy sal ons aanhou red. En dit is hoekom hulle die Pasga vier, vriende, en dit is in die lig hiervan wat ek en jy Jesus se maaltyd dan moet verstaan. Dit is in die lig van hierdie agtergrond van Eksodus, wat ek en jy moet besef, vriende, dat dit wat Jesus hier in Matteus 26 vers 26 tot 29 doen, vriende, dit wat Jesus hierso sê is skokkend. Dis meer as net skokkend. Knyp jouself as ons 'n bietjie gekerk is. Dit wat Jesus hierso sê, vriende, is absoluut godslasterlik. As hy nie God is nie. Daar's geen ander opsie nie. Hy's of God of hy is die duiwel. Dis die enigste opsies wat ons het gegee, dit wat Jesus hier doen en wat Jesus hierso sê. Jesus gaan, hy herinterpreteer die Pasga, hy herdefinieer die Pasga. Jesus kondig aan dat hy is die ware paaslam, wat nou op die kruis geoffer sal word. Sy liggaam sal gebreek word, sy bloed sal vloei, ten einde God se vyande te verslaan, en ten einde God se mense te verlos. En so kyk saam met my daarna vers 26, wil jy ons met dit in die teks sien, vriende, wanneer Jesus vers 26 sê, soos wanneer ons daar so sien, dat Jesus gee hierdie seëngebed, hy spreek 'n seëngebed uit, en hy vat die brood, en Jesus breek die brood, en hy gee dit vir sy disippels. Jesus sê 'n verstommende ding. Hy sê vir sy disippels, neem nou dit, want hierdie brood, dit is my liggaam,
Wat Jesus hierso sê, vriende, is hy sê vir sy disippels, kom en kom deel in God se verlossing, deur in geloof te kyk na my kruisdood. Dis wat Jesus daarso sê vir hulle. Kyk na vers 27, wanneer Jesus dan die beker neem en weer eens dank hy God seëngebed oor die beker, dan gee hy dit vir sy disippels daarso, en sien jy wat sê Jesus in vers 27, hy sê, drink almal van julle daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die verbond wat vir baie uitgegiet word tot vergewing van sondes. En so wat Jesus daardeur sê, is Jesus sê vir sy disippels, julle my disippels wat in my kruisdood vertrou, julle wat dit in julle diepste binneste bære, soos wat mens brood en wyn diep binne in jou maag bære, julle nou kom rus in die wete dat julle is God se verbondskinders. Julle is in 'n perfekte versoende verhouding met hom. Met ander woorde, soos wat hy julle gered het, hy gaan aanhou julle red, want julle is sy kinders. Julle behoort aan hom. En dit is wat Jesus sê. Jesus sê, dit is alles net moontlik, en dit is alles moontlik vir jou en my, as gevolg van wat op die kruis gaan gebeur. En so vriende, ons beweeg daartoe nou, na 'n nagmaaltyd toe. En soos wat ons afsluit, wil ek hê ons moet net vir 'n oomblik dink aan 'n hawelose, 'n boemelaar. Vriende, dink saam met my aan die hawelose, die boemelaar wat nie 'n huis het nie kos het nie water het nie familie het nie gemeenskap het nie. En dan kom iemand en hulle gaan uit na die straat toe en hulle vat die boemelaar en hulle tel hom op net soos hy daar is en hulle vat hom en hulle bring hom nie net in die huis nie, maar hulle vat die boemelaar en hulle sit vir hom daar om die tafel saam met hom en gee vir hom kos, gee vir hom water of spys en drank en hulle is daar saam in verhouding met mekaar. Vriende, wat afspeel hier in die storie van Jesus is, dit is ek en jy. Ons is die boemelaar. Ons is die wat diep behoeftig is en wat genooi word na Jesus toe. En vriende, soos wat iemand 'n boemelaar inbring na sy tafel toe, hy nooi nie daai boemelaar in sy huis in ten spyte van die boemelaar se toestand nie. Hy nooi die boemelaar in juis as gevolg van sy toestand. Dit is weens sy toestand. Die gasvryheid is barmhartigheid. En so is Jesus die gasheer wat ons verlorenes, behoeftiges nooi in die Vader se huis in, na sy tafel toe. Jesus sê vir jou en vir my, kom na my tafel toe, nie ten spyte van die feit dat jy dit nie verdien nie. Kom na die tafel toe juis omdat jy dit nie verdien nie. Dis juis omdat jy nie goed genoeg is om eintlik in gemeenskap te wees met God nie, dat jy na my tafel toe kom, want by my tafel is dit die plek waar ek jou gesond maak. Dit is die plek waar ek jou skoon maak, dit is die plek waar ek jou waardig maak. Vriende, Jesus is die goeie herder en hy gee homself aan jou en my vandag as die geofferde lam. En so wat ek graag wil hê ons nou moet doen, ons gaan in 'n oomblik van nou af die nagmaal saam geniet. Ons gaan net in 'n paar minute van nou af die nagmaal saam geniet. Maar voordat ons dit geniet, wil ek hê ons moet die volgende doen. Elkeen van ons daar vir 'n oomblik. Ons gaan 'n paar minute vat, 'n minuut of 2. En ek wil hê ons moet elkeen, jy kan dit sommer nou doen. Jy kan jou oë toemaak, jy kan jou kop dalk vorentoe buig, soos wat jy reflekteer en dink oor die realiteit van God en met hom praat. Maar ek wil hê, vriende, soos ons hierso sit, kom ons almal stop net gou vir 'n oomblik. En ek wil hê jy moet jou oë toemaak, want ek wil nie hê jy moet na ander kyk nie. Kyk in jou eie hart in en reflekteer oor die feit dat jy en ek nie verdien om aan tafel met Jesus te sit nie. Reflekteer oor die hoeveelheid kere, vriendin, waar ek en jy maar eintlik presies dieselfde as Judas is.
Ons ruil Jesus vir geld. Eintlik maar net soos Judas. Reflekteer oor die feit dat ons baie soos Petrus en die ander disippels is. Wat Jesus verraai want ons vrees ander mense meer as ons koning. Reflekteer oor die feit dat ons is nie waardig om na die tafel van Jesus te kom en aan tafel met hom te sit nie. Maar dank God, ons hoef nie daar te bly nie. Harder as die stemme van selfverdoeming, hoor dan Jesus se stem wat harder roep en wat duideliker jou uitnooi en sê, nie net ten spyte van hoe jy is nie, maar juis omdat jy so is, kom na my tafel toe. Kom na my tafel toe. En vriendin, soos jy daar so sit, net en net alleenlik indien jy gemeenskap met Jesus meer begeer, as wat jy begeerig is om aan jou sonde vas te hou. As dit jy is, dan wil ek jou uitnooi om op te staan en na Jesus se tafel toe te gaan. En so in 'n oomblik van nou wil ek hê, as jy vriendin, as jy begeerig is om gemeenskap met Jesus meer te hê as wat jy begeerig is om vas te hou aan jou sonde. Kom ons staan dan op en ons gaan na die tafel toe, kom ons gaan neem die brood en kom ons gaan neem die wyn. Ek vra dat jy dit nie daar eet en drink nie, vat dit toe kom sit weer en dan gaan ons dit saam eet, glo en geniet. Op jou eie goeie tyd, gaan en neem die brood en wyn dan. Presies vir julle. Ja. Geliefdes, in die nagmaal, soos wat ons dit hier het voor ons daar in Matteus 26, is daar 4 stappe van geloof, wat ons in die gedeelte sien, wat Jesus ons tot nooi, 4 stappe van geloof om te neem, soos wat ons die nagmaal gaan geniet. Eerstens, vers 26, Jesus, ons is nou by Jesus se tafel, aan tafel saam met hom. Jesus sê vir ons, vers 26, neem, eet, dit is my liggaam. En so vriende, kom ons doen dit, kom ek en jy, kom ons deel in God se verlossing, soos ons kyk na Jesus se kruisdood en in hom alleen vertrou. Kom ons eet, glo en geniet.
Tweede stap van geloof. Jesus oorhandig dan die beker aan sy disippels wat saam met hom aan tafel sit, vers 27 en vers 28, en Jesus sê vir ons, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die verbond wat vir baie uitgegiet word, tot vergewing van sondes. En so vriendin, ek en jy wat in Jesus se kruisdood vertrou, kom ons drink en rus in die wete dat ons danksy Jesus in 'n versoende verhouding met God reeds staan. En so kom ons drink, glo en geniet. Derde stap van geloof, vers 29 vriende, die derde stap van geloof is, kan ek jou uitnooi soos wat jy nou die brood en die wyn gevat het? Moenie ophou daarmee nie. Kan ek jou uitnooi soos wat Jesus in vers 29 vir ons sê, Jesus sê dat dit wat ons nou hierdie maaltyd hier aan tafel met hom is, maar net 'n skaduwee van die ewige feesmaal, vers 29 in sy Vaderhuis. Die derde stap geloof vir jou en vir my vriende is nie net om een keer te glo en te bekeer nie, dit is om aan te hou te wag deur te glo en te bekeer elke dag van ons lewe tot daai dag waar ons saam met Jesus by die ewige feesmaal gaan sit. En so, vriende, kom ons wag op die Here en dan laastens, vierde stap en die laaste stap van geloof. Ek gaan nou vir ons bid. En nadat ons gebid het, kyk saam met my vers 30, so 'n stoute, verrassende versie. Vers 30. Nadat hulle die nagmaal gehad het, kom ons sing 'n lofsang. Kom ons sing 'n lofsaam tot eer van Jesus, ons koning, deur wie ons, danksy wie ons nou vir alle ewigheid gemeenskap met ons Vader kan hê. Kom ek bid vir ons. Vader, ons loof en ons prys U vir Jesus, ons goeie herder. Jesus, ons is lief vir U. Jesus, ons loof en ons prys U dat U op die kruis doomed vir slaughter was, sodat ons nie hoef te wees nie. Dankie Jesus dat U het ons kom verlos. Dankie dat U het ons sondes aan die kruis kom skoon was. Dankie dat ons nou in 'n nuwe verbondsverhouding staan, dat ons Skepper Vader kan noem, dat ons sy kinders kan wees, dat ons die Gees gegee is as bewys van ons kindskap. Vader, ons sien uit, Jesus, ons sien uit om vir alle ewigheid die groot feesmaal saam met U te geniet. Ons bid, Here, en vra, hou ons tot daardie dag. Jesus is 'n goeie koning en dit is goed hier by U tafel. Amen. Baie dankie, Poen. Vriende, kom ons staan op en dan sing ons hierdie laaste lied saam. Soos Poen net gesê het, kom ons kyk na Jesus, soos ons hierdie lied sing en sien hoe hy gesterf het aan die kruis vir ons sondes, sodat ons die ewige lewe saam met hom kan geniet. Behold the Lamb who bears our sins away, slain.
drink and remember, he drained death's